Goeiemôre, dit is dan vandag 28 Januarie 2026. Ons is by lesing 76 van die groot Johannes Evangelie boek 3. En ons behandel nog steeds 'n gesprek aan die oewers van die Galilee meer, waar daar 'n stryd nou is tussen Yeshua se groep en wat nou gelei word deur Cyrenius, die regter van Rome, teenoor hierdie bose klomp fariseërs en owerstes wat veroorsaak het dat die stad, die volk in opstand gekom het en die stad aan die brand gesteek het. Ons het alreeds gesê dat hierdie ding vir ons 'n baie diep profetiese betekenis het vir die einde van die tyd, en daarom lees dit met insig, en al kan jy net agterkom dat daar agtergrond is vir Yeshua in die tyd wat hy geleef het, hoe die vyand teen hom te kere gegaan het, en wat die aard en wese van die vyand is, of was, dan sal jy ook beter verstaan as jy jou Bybel lees. Hierdie is geskrifte om die Bybel. Dit, as die Bybel die geraamte is, en hy is dit, dan is hierdie woorde wat ons lees vanmôre, is die vleis en die senings wat dan gesamentlik met die bene vir ons die gees van die woord openbaar. En dit is waarna ons soek, om in die gees te lees en te verstaan. Nie net die letter nie, maar dit is onmoontlik om dit te doen net met die geraamte. Ons is nie meer geestelik so diep gevorder om dit te kry nie. Daarom is hierdie woorde vir ons belangrik. Ons gaan dan aan by hoofstuk 1:4-6, die karakter van hierdie fariseer owerste. Nadat die owerste 'n bietjie diep nagedink het, dis nadat hierdie Cyrenius vir hom gesê het, maar maak nie saak wat jy sê nie, ons weet wat jy dink. Nou ja, hoe het Cyrenius dit geweet? Omdat Yeshua in hom was op daai stadium, en Yeshua het hom al die woorde ingelê. En die ou kan dit nou nie glo nie, want dit is nou mos maar 'n aardse mens. Toe sê hy, hoe kan u my nou ten aanskoue van elkeen bewys dat ek in my hart iets anders dink as wat ek met my mond sê, en dat ek self nie glo wat ek die volk leer nie? Onthou, ons vorige lesing het opgehou waar Yeshua sê, Cyrenius kon so praat, omdat ek hom die woorde in die mond gelê het, en ek, elke dingetjie wat ek weet, en hy is almagtig, alwetend en alomteenwoordig, het hy hierdie stukkie gawe van hom nou vir Cyrenius gesê. Nou kom die ou in opstand. As my voorouers hulle aan die profete vergryp het, wat ek nie kan en sal ontken nie, wat kan my dan daarvoor ten laste gelê word as skuld? Terwyl ek alle gewyde sieners van Elohim altyd baie hoog geëer het. As duisende van my kollegas moontlikerwys dit wat hulle leer nie glo nie, wat se bewys is dit dan dat ek dit ook nie glo nie? Cyrenius sê, die voor die hand liggende bewys lê daarin dat u, te oordeel aan wat u sê, 'n heeltemal te verstandige man is, om die grootste onsin te kan glo, asof dit 'n waarheid is wat deur Elohim gegee sou wees. U is rekenkundig onderlê, en rekenkundige sien tog werklik nie so maklik 'n muggie vir 'n olifant aan nie. Dit sal u tog wel met my eens wees. En hier loop hierdie man nou openlik binne in Cyrenius se lokval in, want hy het in sy vorige betoog het hy gesê dat hy so hoogs wetenskaplik onderlig is en eintlik 'n baie slim man is. Hy het van homself so gepraat. Nou gebruik Cyrenius of Yeshua nou deur Cyrenius te laat praat. Nou sê die owerste, maar wat is die onsin dan dat ek as rekenmeester onmoontlik sou kan glo? Nou sê Cyrenius, en hier loop hy in die lokval in. Glo u byvoorbeeld in u hart aan die wonderbaarlike heilsame werking van die tempelmis, wat u sover ek weet, self elke jaar meestal so hoog aangeprys het?
Glo u in die genesende werking van elke nuwe maan? Ok, wat is die tempelmis vir die mense wat dit nie verstaan nie? Julle weet dat Joshua die skape en beeste met 'n sweep verdryf het uit die tempel een dag toe hy daar aankom op 'n fees. Nou daai mis wat die diere nou daar los, jy kan ons nou dink as daar duisende vee is, dis 'n gebulk en 'n gebler en 'n gemis en geurineer alles. Dan skraap hulle daai mis bymekaar. Dan kom hulle na die boere toe en hulle het nou 'n houer van die goed, sê nou maar iets soos 5 liter. Dan verkoop hulle hierdie mis ten duurste as heilige mis. En die boer moet dit oor sy lande gaan strooi om die seëninge te kry van die Vader. Dit is die tempelmis waarmee hulle geloop en die volk basies bedrieg het. Daar was nooit so 'n lering gebring deur Moses nie, nooit. En die arme volk wat maar baie, kan 'n mens maar sê, bygelowig was, het dit geglo. En dit het hulle baie geld in die sak gebring. Nou vra hy vir hierdie ou, jy is dan so slim, hoe kan jy dit glo? Jy sê dan vir die volk, hulle moet dit doen. Dan, die genesende werking van elke nuwe maan. Die dag wat die, wat hulle nou daar is, waar hierdie gesprek plaasvind, kan hulle ook niks doen nie, want het is 'n nuwe maan. Ook nêrens het ons in die skrif voorskrifte dat op 'n nuwe maan almal niks moet doen nie. Maar dis ook 'n fariseer afkondiging. Glo u werklik dat Jahwe net so aanwesig is in die nuwe nagemaakte ark van die verbond, soos wat hy was in die deur u reeds lang veragte ou Mosaïtiese ark? Glo u dat die naftavlam op u ark dieselfde is as die vreemde gewyde vuur en of rookseil bo die ark van die verbond wat Moses uit Egipte voorgegaan het? Glo u werklik dat dit vir 'n mens meer waarde het om in die tempel te offer as volgens die gebooie van Elohim hulle ouers lief te hê en hulle in alle dinge gehoorsaam te wees? Hier wil ek ook maar net vir die nuwerige mense ook 'n bietjie geskiedenis gee. Moses trek uit Egipte uit, na al die plaag klaar is, en die eerstgeborenes is dood, en in die dag trek 'n wolkkolom voor hulle, wat dan verander in die nag in 'n ligkolom. En dit was Vader se gees, wat voor hulle uitgegaan het. As jy die skrifte bestudeer, sal jy weet, dit is die gees van wysheid, wat hulle omvou, beskerm en gelei het. En hierdie gees het hulle deur die Rooi See getrek, die ou klomp Egiptenare gelaat verdrink daar, en uiteindelik tot rus gekom op die berg Sinai. En die top van die berg was in die dag met 'n wolk oordek, en die nag was dit 'n vuurkolom. En Moses, toe hy die wet gaan haal het, het binne in hierdie wolk ingegaan. En hy het daar vir 'n lang tyd, 40 dae dink ek, gebly, toe die volk nou onder met al hulle afgoderry begin het. Maar toe Moses nou instruksies gekry om die verbondsark en om die tabernakel te bou met al die goed wat binne in is, hy het presiese afmetings gekry, toe het die volk dit gedoen. En toe die ark klaar is, of die tabernakel met die ark binne in die allerheiligste, het die wolk afgekom van die berg af en het ingetrek in die tabernakel in. Die heerlikheid van Vader wat die tabernakel oordek staan in die skrif. En as bewys, die wolk het weer weggetrek, as bewys was daar dan 'n bonatuurlike vlam wat hoog bo op hierdie verbondsark gebrand het, dwars deur die tabernakel, sodat die volk dit kon sien wat om hom gekamp was. En dit was 'n afbeelding van die gees. En die priester, die hoë priester, moes elke keer nader tot die gees. En met sekere middele wat Vader hom gegee het, as jy na sy jas kyk, daar teen die muur, aan sy toga, daar was stene op sy bors, dan het hy nog 'n skouerkleed gehad met 'n diamant en 'n rubyn in, en met
natuurlike metodes kon hy met die Gees kommunikeer en kon hy instruksies kry. Dit was die Levitiese verbond. So as jy as volk, lid van die volk kom, dan offer jy by die priester. Onthou nou, dit is ook hoekom daar diere geoffer moes word, want die bloed van diere en allerhande ander offers soos brood en koeke en ook wynoffers was gebruik, wat dan heen gewys het op Yeshua se bloed. Omdat elke mens van ons se siel bestaan uit alle diere, alle plante en alle minerale. Jou hele siel is 'n kosmos in die kleine, wat noodsaaklik is, want as jy van hier af gaan na die ander kant toe, dan moet jy kan skep, as Vader vir jou sê, skep 'n heelal, of skep 'n aarde. Waar gaan jy dit vandaan kry as jy dit nie in jou het nie? En onthou aan die ander kant skep jy deur te spreek. Dieselfde met die olifant en die muggie. Alles is in jou. En dit is hoekom ook die bloed van stiere en bokke en skape heen gewys het op die Messias, wat uiteindelik sy volmaakte sondelose liggaam vir ons geoffer het. Nou maar goed, nou daai was 'n bonatuurlike lig en dit het altyd saam met die verbondsark gegaan. Totdat op 'n stadium die verbondsark omtrent 600 jaar voor hierdie gebeurtenis wat ons nou lees, geberre is op 'n plek deur Jeremia, en wel reg onder die plek waar Golgotha kruis eendag sou staan, is daar 'n grot gewees. En met die aardbewing wat plaasgevind het toe Yeshua gekruisig is, en die spies wat die Romeinse soldaat in sy sy gesteek het bloed en water deur die kraak afgeloop tot bo op die versoendeksel van die verbondsark. En het gemaak dat diere nooit ooit weer geoffer kan word nie. Want die bloed van die Messias het die kontrak met Vader verseël. En nou kon Vader hom opwek. En nou kon hy almal van ons wat hom aanvaar en sy offer aanvaar in jou lewe, kan ons ook almal bevry word. En dit moet ek vir julle sê, want kyk hoe belaglik is hierdie klomp Jode in Israel nog besig met rooi verse wat hulle nou gaan offer, en hulle is besig om die hele ou tabernakel met 'n nuut gemaakte verbondsark weer alles nagemaak op te rig en te bou. Hulle het omtrent al die materiale, hulle moet dit nog net bou. Ek dink hulle sukkel, hulle weet nie waar nie. Of hulle weet waar, maar hulle het 'n groot oorlog voor dit daar kan gebou word. So, as jy Yeshua verwerp jy jou ewige lewe. Maak nie saak wie jy is nie. Sonder Yeshua kan jy dit nooit ooit bereik nie. Want nie een van ons is sondeloos genoeg om aan die ander kant te kom sonder die bloedoffer van Yeshua. So eenvoudig soos dit. Nou ja, hulle het nou 'n naftaleen vlam daarop, wat hulle sommer nou natuurlik, naftaleen is amper iets soos parafin, wat hulle nou daar brand. En nou sê hulle, dit is die Heilige Gees wat daar brand. Wat natuurlik 'n leuen is. En dit is waarop hierdie Sireneus om nou vasvat, wat eintlik Yeshua self is. Sê my eers openlik of u dit, met daarnaas nog talle ander soortgelyke, van elke menslike verstand gespeende stellings uit u leer glo. Want as u dit werklik self glo, wat vir my onmoontlik lyk, dan is u werklik nog dommer as 'n kameel, en sal u oral beter dien, behalwe as 'n leraar van die volk. Glo u dit egter nie, en leer u tog die arme volk met vuur en swaard, sulke onsin, sulke slegte onsin, waaraan u as 'n man wat in kennis en wetenskap ontwikkel is, nooit kan glo nie, dan is u 'n veragtelike volksbedrieër, en dien u reeds
uit 'n politieke staatsoogpunt baie beter om gestraf te word in 'n ewige strafgevangenis as om 'n leraar van die volk te wees. Nou ja, hier het Sirenius die ou baie mooi vasgevang. Hy het nou eintlik nie uitkom kans nie. Nou onthou, hy het op 'n stadium gesê, ja, maar hy is tussen die duiwel en die diep blou see. Hy sê vir hom, kyk, dit is dan die Scylla en die Charybdis werklik met u klaar. Of dan is die Scylla en die Charybdis werklik met u klaar. Ek gee u 'n keizerlike ereteken as u in staat sou wees om dan ook vir 'n middeweg te ywer en 'n verontskuldiging aan te voer. Daarop begin die owerste baie benoud te word en weet geen raad meer nie. Hermie, die sanger, of liewer die boodskapper uit Caesarea, dis die eerste ou wat daar aangekom het, sê aan Sirenius, geëerde gebiede, nou sit hy heeltemal verstrik in die net, en sien hy geen uitweg meer nie. O, hierdie vervolger van al die goeie en ware, het dit volkome verdien. As ek hom nie so goed geken het, soos wat ek hom ken nie, dan sou ek selfs medelee met hom kon gehad het, want dit het ek gou met nog erger sondaars as hulle in die pekel is. Maar hierdie kerel sou ek in lewende lywe kon sien braai, en dit sou my dadelik genoeg gee. Dit is hier nie die tyd en die plek om u mee te deel, wat daar alles vertroulik onder mekaar vertel word oor hierdie meester-owerste nie. Maar u kan daarvan verseker wees, dat daar geen enkele goeie haar aan sy lyf sit nie. Gewoonlik was hierdie klomp priesters ook 'n klomp verkragters van vrouens, verkragters van seuns, of soos die skrifte dit sê, seunskenders en moordenaars van nie net groot mense nie, maar van kinders. Hulle het ook 'n praktyk in die tempel gehad wat vandag nog algemeen is. Hulle het Samaritaanse kinders gevang, hulle onderste bo opgehang en hulle uitgebloei en die bloed verkoop vir vrugbaarheidsserum. As iemand nie kan verwagting raak nie, dan kry hulle koop hulle die poeiers ten duurste aan, wat hierdie uitgebloeide kinders se droë bloed is. En vandag gaan hierdie praktyke nog steeds aan, en wie sit agter dit? Die Jode, juist die ortodokse Jode. Nie so lank terug nie in New York het hulle een van daai sinagoges oopgemaak, en in tonnels het hulle honderde kinderlytjies gekry, kopbene. Hoor jy nog iets daarvan? Niks, dis toegesmeer, en het sal toegesmeer bly, want hulle beheer die politici, hulle beheer die FBI, hulle beheer alles wat moet kyk na dinge wat reg moet gaan. So hierdie goed wat ons nou lees, en ons sien wat se tipe mens dit is hulle saadlyn, wat ons vandag nog tussen ons het, wat Joshua 2000 jaar gelede gesê het, julle is die genetiese nageslag van Satan. Julle het vir Abel vermoor. Hy praat nie nou met die ou wat voor hom sit nie, hy praat met die gene lyn, die genetiese slangsaadlyn, die reptiellyn, ander woord wat ons kan gebruik. En vandag kan ons nog steeds vir daardie klomp sê, julle is die genetiese nageslag van hierdie nageslag van die duiwel. En julle het al die bloed van Abel tot Joshua se bloed, en hulle spog vandag dat sy bloed op hulle is. Inteendeel, hulle maak 'n groot storie daarvan. Hulle sê, man, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. En dit is vandag die vloek op die Joodse genelyn, die Joodse ras. Nou het hy al baie groter uitgebrei deur gemeenskap wat mense onder mekaar het, en baie van die blanke ras is ingetrek in hierdie sataniese genelyn. Want daar is een ding van die sataniese genelyn, hulle het 'n siekte
wat van geslag na geslag in hulle DNA is. En daarom sal jy baie Jode sien, hulle trou met pragtige, blanke vrouens. Soos wat die Jood, kan maar sy naam noem, Sol Kersner, en ander Jode met Annelien Kriel, wat die mooiste vrou in ons tyd was, wat die juffrou Suid-Afrika was. En sy moes vir hulle kinders verwek, wat nie daai siektekiem dra nie. Inteendeel, daar's boeke geskryf, en baie van die boeke deur die Jood self, wat sê dat die Jood, almal van hulle, het 'n kranksinnigheidsgeen in hulle. Ek noem nie goed, want ons is besig met Joshua se vyande, en dat julle weet teen wie ons gaan staan, want is dieselfde vyand wat Joshua vermoor het, teen wie ons aan die einde gaan staan. Dit is nou net so, want dis Satan se kinders. Ons lees verder. Deur u regbanke word talle tot die kruisdood veroordeel. Dis nou die sinagoge wat dit doen, of die tempel. Wat as mense baie beter is, hy sê, praat nou met Sireneus. Deur die kruisdood veroordeel, wat as mense baie beter is as die gewetenlose ellendeling daar. Ek is egter geen regter nie, en mag daarom ook niemand veroordeel nie. Maar ek is tog wel baie bly, dat hierdie kerel so mooi in die net verstrik geraak het. Matthijl, wat ook daar bystaan, sê glimlaggend, maar daar moet wel baie goed opgelet word, of hy die net nie stikkend trek, en ons almal dan nog in ons gesigte uitlag nie. Tot nou toe het hy hom nog baie gematig uitgelaat, maar as hy werklik in die hoek gedryf sal word, sal u, Sireneus, wel merk hoe hy hom sal verweer. Ek ken hom nou deur en deur, hoewel ek hom ook al van die tempel af ken. Kyk, hierdie een het 30 jaar gelede die hand geslaan aan die hoëpriester Sagaria, en hom tussen die offeraltaar en die allerheiligste geskei deur die voorhangsel vermoor, maar nou niks meer daaroor nie. En hierdie verhaal word kortliks in die Bybel genoem. Sagaria en Elisabeth, sy vrou, was die ouers van Johannes die Doper, wat ek dink 6 maande voor Joshua gebore is. En Sagaria was die laaste priester, ware hoëpriester, voordat Annas en Caiaphas, die basters wat uit Babylonië teruggekom het, die tempel geheel en al oorgeneem het. En Sagaria was uit die gees, dieselfde gees as Moses, uit die gees van Uriel. Nou as jy daarbo kyk, sal jy sien dat die Uriel gees is die gees van liefde. Moses het die Levitiese orde in liefde opgerig vir die volk. En Sagaria het die orde afgesluit. En daarom het Johannes die Doper nooit verder in die tempel sy praktyk gehad nie. Hulle het hom nie daar toegelaat, want hy was die seun van Sagaria wat hulle vermoor het. Maar Johannes die Doper was nog 'n ware Leviet. En dit is hoekom hy buite die tempel die mense tot bekering geroep het, gedoop het en gesê het dat hulle moet baie wakker wees, want die lam van God sal binnekort hier wees. En hy was glad nie 'n gewilde ou onder die priesters nie. Die tempelpriesters het hom gehaat. Uiteindelik is dit hulle wat vir Herodes gebring het, deurdat hulle geld vir die ou hoervrou Herodias gegee het, om vir Johannes die Doper se kop te vra. En dit hele verhaal word vir ons in hierdie geskrifte beskryf. Maar dis in kort wat gebeur het. So hulle het eintlik ook vir Johannes die Doper vermoor, deur Sagaria, toe Johannes die Doper en toe vir Joshua. Die bloed van baie onskuldiges is op hierdie Jode se hande. Nou sê Hermie Verheeg,
O, ek ken nog 'n aantal dergelike streke van hom, maar daar is nie voldoende bewyse daarvoor nie, en daar is dus weinig of niks aan te doen nie. Nou Sireneus die regter sê stom verbaas oor die mededeling van Mathael. Ag, wat sê jy my nou? Dis het hierdie kerel, volgens die getuienis van alle mense, die baie vrome en wyse hoëpriester se lewenslig uitgedoof. Dit is goed dat ek nou iets daaroor weet. Al die ander sal ek wel in orde stel. Toe gee Sireneus die hoofman Julius 'n wenk om wagte uit te stel, sodat niemand van die ortodokse fariseërs kon ontkom nie. Julius gee dadelik 'n geheime bevel, en die bevel van Sireneus word uitgevoer. Maar die owerste merk tog iets daarvan en vra vir Sireneus, vir wie word dit gedoen? Sireneus antwoord, dit gaan u nog iemand van u gespuis iets aan nie, want aan menslike monsters soos u gee Sireneus geen antwoord meer nie, want u is nie net 'n ellendige volksbedrieër nie, maar ook 'n geestelike en liggaamlike volksmoordenaar. Ek wag nou slegs op 'n berig van die bestuurder uit die stad en op die aankoms van Cornelius Festus Isione uit Kus. Daarna sal ek u wel sê waarom ek nou die wagte laat uitsit het. Nou 'n volksmoordenaar, daar word baie vandag gewag gemaak van volksmoord. Wat is die Engelse woord daarvoor? Genocide. En wanneer hulle nou die oorwinnaar nou 'n land oorwin het, dan vat hulle gewoonlik die vorige leier en dan word hy aangekla vir volksmoord. En ons het nou 'n paar gevalle waar dit nou lyk my aan die gang is, maar dit kom nie tot 'n punt nie. So volksmoord is al so oud soos Joshua se tyd 2000 jaar gelede. Nou sê die owerste, goed, dan sal ek u egter ook eers vertel waarom ek eintlik hier is. Toe haal die owerste 'n perkamentrol uit sy opperkleed, toon dit aan Sireneus en sê, ken u die seël en hierdie handtekening? Sireneus sê verbaas, dit is die seël van die keiser en sy handtekening. Wat beteken dit? Die owerste sê, as dit nodig is, sal u die inhoud leer ken. Ek raai u daarom aan om elke verdere ondersoek teen my te staak. Anders sal hierdie rol u baie onrustig kan maak. Ek het u nog altyd as 'n opregte man beskou, maar dink daarom dat u hierdie saak nie op die spits moet dryf nie. Anders sal ek van hierdie rol, wat u net so goed soos elkeen volledig moet eerbiedig, baie onaangenaam teen u gebruik. Helaas, ek sou die gedigte wapen nie uit my mantelsak gehaal het, as u my nie daartoe gedwing het nie. Maar u het begin om my soos 'n wurm te vertrap, en dan word dit hoogtyd om aan u te toon, dat u nog lank nie alleen meester is op die grondgebied nie. Ek dink dat dit nou maar beter is om die wagte terug te trek, omdat ek andersins genoodsaak sal word om, ondanks die Sabbat, langs u wagte ook die van my te plaas. My nou geheel en al ander taal steur u sekerlik 'n bietjie, né? Daarvoor kan ek egter nie help nie, want u taal het my ook gesteur. Kortom, ek ken u nou en nou ken u my ook. Doen nou maar wat vir u verstandig en goed lyk, dan doen ek dit ook. Het u my wel heeltemal verstaan? Na hierdie woorde keer die owerste soos 'n heerser vir Sireneus die rug toe, begeef hom met sy eie na die oewer van die see, en gedra hom daar soos iemand wat vir noodgevalle van die keiser groot magte verkry het. Maar Sireneus bevind hom nou in groot verleentheid, en weet nie wat hy moet doen nie. Nou sê Mathael, sien u hooggeëerde hoe hierdie kerel hom teenoor u met alles wat hy maar vir sy veiligheid nodig het, reeds lank fisiek en moreel goed verskans het, soos in 'n soort vesting. Daarom is dit baie moeilik en haas nie moontlik om reg te spreek nie.
Omdat hierdie mense, Elohim weet op watter slinkse maniere, in staat was om aan hulle self die hoogste geheime voorregte te verskaf, waarteen mens baie moeilik kan stry. Nou sê Sirenius, maar beste wyse Matthel, sê jy my nou eers, op watter wyse hierdie menslike, veelkoppige Hydra, Hydra is 'n slang met baie koppe, heeltemal sonder my aan 'n ondertekende veiligheidsdokument deur die keiser gekom het. Ja, ons kan nou niks anders doen as om op die een of ander wyse ons kalmte te bewaar. Ek is tog wel benoud wat die meeste daarvan sal sê. Matthel sê, waarskynlik sal hy ook nie so graag die regte antwoord daarop gee nie, want hy het wel vooraf geweet waarom hy hierdie groep vir u vir ondersoek gegee het. En dit lyk of hy weinig aandag aan ons besprekings geskenk het. Sirenius sê, maar ons moet hom tog nou vir raad vra. Matthel antwoord, sekerlik, daaraan het ons wel 'n dringende behoefte. Nou ja, wat ons van die ou kan sê, hierdie owerste, is dat hy 'n baie slinkse man is, en nou sit hy met 'n keiserlike bevel, dat daar nie aan hom gevat kan word nie. Wat eintlik vreemd is, dat Sirenius nie ook 'n afskrif daarvan gekry het nie. Maar ek wil nie die storie vooruitloop nie, ons sal aan môre kyk of ons daarby gaan uitkom. Waar het hy werklik die ding by die keiser gekry? Maar dit gee julle net 'n bietjie insaag in watse bedrieërs in die tempel was ten tye van Yeshua. En onthou, na Sagaria doodgemaak is, het die tempel wat altyd net Levitiese priesters, suiwer, blankes uit die Israelitiese genelyn, was al wat toegelaat was as priesters. Daar selfs 'n wet in die boek van Levitikus, wat sê, dat jy met 'n plat neus nie 'n priester kan word. Maar dit is in die Afrikaanse Bybel vervals, ek weet nie wat hulle daar aangesit het nie. Maar die Engelse, die Hebreëse Bybel sê 'n plat neus. Die Engelse Old King James sê 'n flat nose. So baie duidelik geen negroïde of Chinees of Indiër of enige iemand mag as priester opgetree nie. Annas en Caiaphas was basters wat van Babilonie af teruggekom het saam met die Israeliete of saam met die Judeërs toe hulle ballingskap voltooi het. En hulle het hulle self ingekoop as priesters in die tempel. En sodra daar een of twee ingekoop is, dan weet ons mos wat stel hulle aan. Hulle stel al hulle pelle aan, al hulle boeties, en naderhand is die gespuis heeltemal in die meerderheid. Net soos wat hulle dit gedoen het in ons regering, lang terug, lang voor, het jy die Kashai broers gehad, wat in die 18e eeu, wat die kerke geïnfiltreer het. Die Kashai broers was Jode. In die 19de eeu, of die 20ste eeu, soos hulle nou sê, het ons vir Johan Heinz gehad, wat 'n Oost-Duitse Jood was, wat die NG Kerk geïnfiltreer het, en vandag sit die hele kweekskool van predikante met al sy boeke wat hulle nou nog leer. Hy's dood, maar sy gees leef voort in sy boeke. En sy gees leef voort in die nuwe vertaling, die 1983 nuwe vervalsing, want dis wat dit is. En as jy so 'n Bybel het, kom na ons toe, dat ons 'n plan maak dat jy die regte een kry. Daai een is net goed genoeg om vir jou hel toe te vat. Dit klink erg, maar dit is werklik wat hierdie ouens doen. Dit is in die geestelike wat hulle infiltreer. Nie net in die ou tempel nie, maar ook in ons kerke, maar ook in ons politieke partye, ook in ons finansiële wêreld. Infiltreer hulle en neem hulle oor, soos wat die Oppenheimers en
wie is die ou van Toyota? Lewis, nee, Johan Rupert, maar sy pa, Anthony Rupert, is 'n direkte Jood. Wessels. Toyota. Ja, Wessels nie, dis die ou van, dis Rupert wat ek van praat. En vandag is die magtigste man in Suid-Afrika is Johan Rupert. Hy trek vir Ramaphosa aan sy neus rond vir Malema. Hy is die baas. Nie eers meer 'n Afrikaner of 'n boer nie, maar 'n Jood. En hulle is slinks. Hulle mislei almal. Toe die ANC by Rivonia verhoor was daar amper net soveel Jode wat saam met hulle skuldig bevind was aan politieke misdaad of sabotasie en hoogverraad. Hulle is orals en hulle maak orals oorlog. En ons het nou 'n voorsmaakie gekry nou hier in Yeshua se teenwoordigheid wat hulle al daai tyd aangevang het. En later sou hulle dit regkry omdat Yeshua geweet het hy moet daai pad van die dood stap, want hy moet vir ewig vir ons verlos. En die een wat hom vermoor het en wat hom nooit weer wil aanneem nie, vir ewig in die verderf te sit. Dit was die skeiding. Goed, ons gaan dan môre verder aan.